Ek slaan my oë op tot U wat in die hemel troon. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 80, dis 'n bekende melodie. En ons gaan 3 verse sing, ons sing vers 5, wat beskryf die wynstok wat die Here geplant het. En dan vers 7, waar hy praat oor die omheining van hierdie wingerd wat afgebreek word. En dan vers 8 is die gebed van jammerklagte, waar die gebed is, Here, besoek weer U wingerd. En vandag gaan jy in Jesaja 5 hoor van die wingerd van die Here. En kom ons staan en loof die Here, vers 5, vers 7 en 8, Psalm 80. Hier het ons geken die wynstok uit Egypte land, gebring en self ingeplant. Die het die nasies uitgeroei, en in hul plek die volk laat groei. En nou waar is sy pragt verskyning, waarom verbreek U sy omheining? Waarom gedenk U nie aan hom? Die bosvat voel sy akergrond, ieder pluk en gaan verby, en wilde diere kom daar wy. Kom weer, o God, ter leermagte, verhoor ons jammerklagte. Sal hy die hoë hemel neer, beskou die wynstok soos elkeen, en laat die hand die seënde maak, die gekweek en groot gemaak. Jy kan blaai na Gesang 64, ons gaan 2 verse sing. Die eerste een gaan ons na die wet sing en die tweede na die geloofsbelijdenis. Jy kan maar die boekmerkie daar hou. Gesang 64, vers 1 na die wet, vers 2 na die geloofsbelijdenis. Ek luister na 'n preek van Martin Lloyd-Jones oor Jesaja 5. Hy was befaamde prediker, hy was 'n dokter, mediese dokter wat 'n predikant geword het en uiteindelik 'n geweldige nalatenskap gegee het. Hy het byvoorbeeld 'n reeks uit Romeine predikreeks nagelaat waar omtrent uit elke vers in Romeine 'n preek geskryf het. En dan sy preek oor Jesaja hoofstuk 5, wat ons vandag gaan lees,
verwys hy in sy preek na die wet van die Here. En sê, dit is die meetinstrument waaraan mense gemeet word van hoe 'n samelewing lyk. En hy sê, as mense in hierdie wêreld volgens die 10 gebooie sou leef, dan sou ons nie oorlog gehad het nie. Sou ons nie huweliksprobleme gehad het nie. Sou ons nie die ellende beleef het wat ons tans beleef het in ons samelewing, wat korrupsie betref en soveel hartseer. Maar kom ons toets onsself aan dit wat die Here sê in sy wet, en ons moet dit in ag neem, dat die Here Jesus, dit wat ons nie kon nie, op volmaakte wyse gedoen het. Hy het volgens die 10 gebooie, elke gebod volmaak sy lewe lank op aarde gehou, en meer nog, hy maak ons bewus van God se standaard, en God se standaard verander nie. Kom ons toets onsself aan God se standaard. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Sonde is so groot, dit groei net soos 'n wilde bloem, wat uit my hart gespruit het. Ek wil my skuld voor u beween, wat my getrou nog steeds geseën, en met die guns ontvou het. Ek roem jullie genade groot, Heer het verlos my uit die dood, na u is my verlange, die seun wat God geoffer het, en self voldoen het aan die wet, dring my tot bloed gesame. Geliefdes, ons ken nou die eerste gedeelte van Jesaja en ons het 'n goeie idee hoe die Here heeltyd sy volk konfronteer met hulle sonde en hulle afdwaling. En selfs in hoofstuk 1 waar die Here baie ernstig sy volk aankla, daar is 'n klagstaat soos in 'n hof teen sy volk en hy is die regter wat 'n uitspraak moet gee, hoor ons die uitspraak van die Here in vers 18, wanneer hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. En dan hierdie woorde,
Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet, maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Waaroor Jesaja baie reguit is die oordeel van die Here. Elkeen wat die genade van die Here verwerp en wat in sonde bly leef, moet weet dat die toorn en die straf van die Here op hom of haar rus, solank as wat hulle in sonde leef. Maar wat hierdie gedeelte aangrypend mooi maak, is dat u en ek besef, 'n beskrywing van ons eie harte word hier gegee. Harte wat bevlek is met sonde. Wat die Here beskryf is sy hartoorplanting van totale vergifnis. As jy jou sonde voor die Here bely en jy kom môre weer en jy sê, Here, ek voel nog steeds oor daai sondes van gister, die Here sê, maar waarvan praat jy? So ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder ons oortredinge van ons. Hy beskryf dit in Amos in die diepte van die see. Verder as wat 'n mens kan dink. Die Here dink nie meer daaraan nie, beloof hy in Jeremia. Ons word bevry van die las van sonde. Die Here herstel nie net ons verhouding met hom nie, dis of die Here ons opnuut, soos die Vader die verlore seun, omhels en seën en jou instuur in hierdie week met sy genade. Vir jou die opdrag gee, gaan leef nou my liefde uit. En mag die Here ons die krag daarvoor gee. Geliefdes, kom ons doen belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek wat so swak gesondig het, hoe skuldig staan ek voor u wet, maar tog in Christus heilig. Ek is van sonde skuld bevry, u Heilige Gees verseker my, ek is vir ewig veilig. Help my geloof om vrug te dra, soos wat u van verlostes vra, in woorde en in dade. Ek was verlore, is gevind. Ek was vervreemd, is nou u kind. Hoe groot is u genade. Geliefdes, ons tema vir die prediking vandag is die liefdeslied van God se wingerd, verwagtinge teleurgestel en aan verwagtinge voldoen. Die liefdeslied van God se wingerd, verwagtinge teleurgestel en aan verwagtinge voldoen. En dit is wat ons hoor in hierdie eerste 7 verse van hoofstuk 5 van Jesaja. Dit is die hoogtepunt van die eerste 4
hoofstukke wat nou afgesluit word met hierdie pragtige lied. Dit is 'n aangrypende lied, dit is poëties, 'n kunswerk, aangrypend mooi geskryf. Dit is iets kosbaar, dit is woorde wat vir jou 'n prentjie, 'n skildery skets, dit is ook 'n waarskuwing en hartverskeurend. As ons dit moet toonset, is dit in die mineur geskryf. U sal hoor die laaste lied wat ons nou vandag gaan sing, Gesang 100, 'n klaaglied, nie 'n major lied wat jy opgewonde en vrolik sing nie, maar 'n lied waaroor jy eintlik bedroef is. En iets van die hartseer weer klink in hierdie note wat ons saam met Jesaja hier sing. Luister in vers 1 tot 4 na God se voorsiening. Luister in vers 5 en 6 na die teleurgestelde verwagtinge. En luister in vers 7 na die resultaat. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid, Jesaja 5 vers 1. Laat my tog sing van my beminde. Laat 'n lied van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het dit omgespit en die klippe daaruit gehaal en dit beplant met edel wingerdstokke. En hy het doring daar binne in gebou, ook 'n parskuip daarin uitgekap. En hy het verwag dat dit druiwe sou dra. Maar dit het wilde druiwe voortgebring. Nou dan inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra en dit wilde druiwe voortgebring? Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doringheining wegneem sodat dit verwoes word. Ek sal sy muur stikkend breek sodat dit vertrap word. En ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie, maar opskiet met dorings en distels. En ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel. En die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. En hy het gewag op reg. Maar kyk, dit was bloedvergieting. Op geregtigheid. Maar kyk, dit was geskreeu. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, ons aanbid U as die enige ware God. En deur die woord spreek U nie net tot ons vandag nie, maar die woord is lewendig en kragtig en dring deur tot ons harte en siele, en ons gebed is dat dit ons harte tref met die boodskap wat U op die hart het vir ons. Dat ons daaraan gehoorsaam sal wees en op ag sal gee. Dat dit ons lewens sal verander na lewens wat na die beeld van Christus vernuwe word om met toewyding en liefde vir U uit te leef. Ons snel
na die einde van die jaar 2025 en kyk met verwagting na die jaar 2026 en ons kyk terug op 'n harde en 'n moeilike jaar. En ons sien al die dieptepunte en laagtepunte en teleurstellings en trane en Here het ons gedra tot hier vandag. Ons kyk met dankbaarheid na die hoogtepunte en al die dinge wat ons laat glimlag en lag. Die dinge waarvoor ons so dankbaar is. Het ons as kerk gedra tot hier vandag en ons loof U. Ons juig U voor U oor kinders wat gebore is, kinders wat groei en groot word. En Here, ons het voor U getreur by elke graf wat ons gestaan het en elke plek wat leeg is en elke stuk hartseer wat ons harte breek. Maar ons kom na U vandag opnuut met verwagting, Here, ons luister na U woord en ons gebed is dat U deur die woord ons sal toerus vir dit wat in hierdie jaar voor ons lê. Here, ons besef opnuut ons het U genade en U werk, U wat die wynstok geplant het, U wat die boer is, Here, dat U in ons harte die snoeiwerk sal doen wat nodig is, dat U sal omspit, dat U sal verlustig in elkeen van ons harte wat U wingerd is. Here, dat U sal laat vrug dra, nie net tot ons vreugde nie, maar tot U verheerliking en tot voordeel van hulle om ons. Here, dit is vir ons soms so swaar as U daardie snoeiwerk doen. Dit is vir ons so pynlik as ons dit doen net met die werklikheid van hierdie lewe. Maar Here, werk kragtig in ons. Wil U gee dat in hierdie paar minute wat ons saam gaan wees en die woord oordink, dat U deur die Heilige Gees die woord in ons harte skryf en ons gehoorsaam maak. En ons dink in die besonder aan hulle wat siek is, hulle wat behandeling kry, hulle wat kankerbehandeling kry, hulle wat swak is, hulle wat bejaard is, hulle wat ontnigter is, hulle wat hier sit en wat lewensmoeg is. Here, U ken ons. U weet hoe ons in hierdie tyd van die jaar bitter min energie het om voort te gaan met 'n dagtaak. Maar ons gebed is, Here, gee krag na kruis. Ons dink aan ons huwelike, ons verbondsgesinne, Here, ons vra dat U ons harte vul met 'n liefde wat met genadige oë na mekaar kyk en mekaar bemoedig en ondersteun, en ons bevry van selfsug en liefdeloosheid, Here, soos wat ons geneig is om te doen. Ons dink aan ons kinders, Here, ons kyk ook terug op 'n jaar waarin hulle gegroei het en hulle worstelinge en teleurstellings en uitdagings, Here, ontferm U oor ons kinders. Ons dank U vir die pragtige kinders wat U in ons toevertrou en ons bid U seën op hulle. Here Jesus, ons dank U ook vir ons senior lidmate. U het hulle ook gedra tot hier vandag, Here, en ons is so dankbaar vir die kragtige wyse waarop U in hulle harte werk, waar hulle as pioniers se pad gestap het tot hier, en ons vra, Here, ontferm U oor hulle in hierdie broostyd van hulle lewe en die skemer, Here, vou hulle toe met U genade. Ons dra ons susters aksie aan die op, Here, waar hulle ook gekies het, Here, en ons gebed dat in die jaar wat voorlê met soveel krag en liefde sal voortgaan om te bou en hierdie gemeente tot stigting te bring en tot seën te wees deur hulle ywer vir U. Daar is soveel harde werk gedoen, Here, en ons vra dat U daarop sal voortbou in die harte en lewens en hande van ons susters wat brand met 'n liefde vir U. Ons dra ons kerkraad aan U op, Here, ook die broeders wat onlangs bevestig is as amptdraers, en ons vra, Here, dat U hulle ook die genade skenk om die kudde te versorg. En nou is ons gebed, Here Jesus, wil U met elkeen van ons van bank tot bank werk, sodat ons hier kan uitstap nie net toegerus nie, met 'n wete en 'n kennis van U woord nie, maar met die krag van die Heilige Gees om dit uit te leef. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, ons
sien hoe die liggies brand, dis Kerstyd, oral in die winkels en oral sien ons, dit is voorbereidings op die groot feestyd. En vir ons as Christene is dit ook 'n tyd waarin ons met diepe dankbaarheid dink aan ons Here Jesus se menswording en vir ons ook 'n tyd van verwagting. 'n Tyd waarin ons gebed is dat die Hemelse Vader opnuut vir ons krag sal gee vir die jaar wat voorlê. En wanneer ons hierdie gedeelte in die Ou Testament lees, dan hoor ons ook van hierdie verwagting waarmee die Here moeite gedoen het, al die voorbereidings getref het oor soveel eeue heen om vir hom 'n volk te roep. En deur die Bybel het ons gehoor groot opgewondenheid waarmee die Here tot Abraham spreek en vir hom 'n nageslag beloof wat God se volk gaan wees. En hoe hy die onmoontlike doen om die bejaarde Abraham en Sarah 'n kind te gee. En elke male daar soveel dreigemente is om hierdie volk te vernietig. In die tyd van Jakob, die groot hongersnood wat die destydse beskaafde wêreld bedreig het en hoe die Here voorsien. En 'n Josef wat plant in Egipte land en hulle oorleef. En hoe die Here hulle bevry en hulle vol verwagting voor die nuwe beloofde land staan. Maar hulle harte smelt weg wanneer hulle vir mense vrees. Meer as vir God. En die implikasie was 40 jaar in die woestyn. En die Here hulle daar ook telke male van vernietiging red wanneer hy vir hulle kos gee en die wonderwerk van manna en kwartels. Volke wat hulle bedreig. En hoe hy stuk vir stuk ook vir hulle die beloofde land oopbreek as 'n blyplek. En hoe die Here hierdie kudde versorg het. Dis wat hier beskryf word. Hy noem dit 'n liefdeslied van sy beminde. Hoe die engel van die Here in die Ou Testament, die Here Jesus self, nou betrokke was. Ek dink aan die toneeltjie waar Joshua na die dood van Moses hier voor Jerigo staan en die engel van die Here in die nag na Joshua kom en hom die oorwinning beloof. Die Here Jesus was in die Ou Testament nou betrokke by elke deel van die volk se pad in die beloofde land. Die beminde van die Here wat hierdie kudde versorg het en laat groei het. Hy is die een wat die akker voorberei het. Nou kry ek so lag hoe die rabbies hierdie gedeelte beskryf. Die een rabbi sê, die Here het die aarde gemaak en die berge en die klippe van die aarde, maar meeste van die klippe het hy in Israel gestort. So as jy daar 'n landjie wil maak, spandeer jy geweldig baie tyd om die klomp klippe uit daardie grond te kry, sodat jy iets kan plant in daardie dorre aarde. En dis hoe die Here beskryf, hoe hy met groot liefde 'n volk tot stand gebring het, die Israeliete wat sy volk was. En hy het vir hulle alles gegee, hy het hierdie trop slawe by Sinaï berg gebring en 'n verbond, 'n ooreenkoms met hulle gemaak, net soos met Abraham. En Abraham het hy seën beloof aan die hele mensdom deur die nageslag, die Israeliete. By Sinaï berg gee hy sy wet en sê hy, dit is hoe 'n kind van die Here lewe. En nou kom hy in Jesaja 5 en hy is diep teleurgesteld. Hy sê hy het dit alles gedoen om op aarde 'n volk te vestig wat vrug dra, druiwe. En wat hy proe is bitterbessies. Wat 'n teleurstelling. Wat die Here hier beskryf is dat hy in genade voorsien. Die geliefde wat op die vrugbare heuwel sy volk geplant het met ontsaglike ywer, het hy omgeploeg en hy het selfs 'n wagtoring gebou sodat mense wat hierdie wingerd wil skade doen van ver gesien en verdryf kon word.
In hierdie wagtoring is daar gewoonlik die implemente en die gereedskap gehou dat hierdie wingerd voortdurend omgedolwe kan word, al die onkruid uitgehaal kan word, dit 'n verlustiging kan wees, soos vers 7 dit sê, dit is omgespit en gesnoei, soos vers 6 sê. Die Here het met soveel sorg na sy kinders gekyk en na sy volk gekyk. En dan uiteindelik die openbaring wanneer die Here sê, hierdie skildery, hierdie prentjie, hierdie lied, hierdie pragtige, idylliese prent van 'n wingerd wat so mooi versorg is, dis julle, my volk. En wanneer die Here na die mens kom en sê, dit is my prentjie van hoe ek in mense se lewens en harte werk, en kom dit na jou en my toe. En kyk ons terug op 'n pad wat die Here met ons geloop het, persoonlik. En hierdie eerste gedeelte, vers 1 tot 4, God se genadige voorsiening. Hy is die boer, sê die Here Jesus. Ek is die ware wynstok, gaan ons nou lees in Johannes 15, my Vader is die boer. En hy het jou in 'n verbondsgesin geplaas, en jy is ten doop gebring, en jy het 'n verbondskind geword. En jy het groot geword onder geklank van God se woord. Jy is groot gemaak in 'n kerk. Hy het nat gelei. En dan daar dinge in jou lewe gebeur, wanneer die snoeisker ingelê is, wanneer jy teleurstellings langs die pad beleef het. En die Here jou soms hardhandig teruggeruk het op sy pad, sodat jy vrug kan dra. En wat die Here vra, ons moet sien in dit alles, is sy liefde waarmee hy werk in die harte en lewens van sy volk en sy kinders, en dis een my. Sien die liefdeshand van die Here raak, wat jou gelei het tot hier vandag. Jou lewe is 'n totale stuk genadewerk van God. Jy is sy erfdeel, hy het jou innig lief. Die een trefwoord in hierdie gedeelte is die gesed, die verbondsliefde van God. Hy het homself tot jou verbind, en hy het sy liefde, die liefde van sy hart uitgestort oor jou. En dan kom hierdie desperate vraag. Dis 'n retoriese vraag. Dis 'n vraag wat die Here dan nou vra in vers 4, wanneer hy sê, wat meer kon ek doen? En enige menslike billikheid sou mens kon sê, daar's absoluut niks wat die Here meer kon doen in mense se harte en lewens as wat hy gedoen het vir sy volk nie. God se genade was ontsaglik groot, waarmee hy in sy volk en in jou en my lewe gewerk het. En sy verwagting was 'n oes. Sy verwagting was 'n lewe totaal aan hom toegewy. En dan kom die Here in hierdie gedeelte en ons sien die totale mislukking. Ons hoor van sy versorging en sy verwagting. Dis die eerste belangrike ding wat jy moet saamneem vandag. God versorg en hy verwag. En dan vers 7. Kom ons kyk nou eers na vers 7. Hierdie tragiese mislukking, die verwagting wat teleurgestel word. Die Here is nie net die eienaar van die wingerd nie. Hy verwag wederliefde. Hy stort sy hart van liefde uit. En hy verwag dat daar 'n reaksie sal wees van liefde. Maar wat kry hy? En dit is besonders. Ek gaan die Hebreëus vir u probeer weergee. Lees saam met my vers 7, want die wingerd van die Here en van die leerskare is die huis van Israel, en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. Nou ek wil net vir u wys, een van die kenmerke van die Hebreëse gedig, ons noem dit chiliasme, dis 'n oorkruispatroon, waar hy
kom ons noem dit, eers A stel en B, en dan draai dit om, dan stel hy B en A. Kyk na vers 7, daar word eers gepraat van die wingerd van die Here van die leerskare, en in dieselfde sin sê hy dan, dit is die huis van Israel. Nou draai dit om, nou sê hy, die manne van Juda, en dan sê hy, dit is sy verlustiging, die tuin van sy verlustiging. Hierdie oorkruispatroon waar die Here dit omdraai in die tweede deel van die vers, dit is 'n fokuspunt in 'n Hebreëse gedig, dit is 'n uitroepteken waar die Here sê, neem kennis, hierdie is belangrik, hierdie wingerd wat ek beskryf, hierdie prentjie, hierdie skildery, dis mense, dis jy, my kind, my volk, ek praat met jou. Nou kom hy in die volgende gedeelte in vers 2, hy sê, en hy het gewag op die reg, maar kyk, dit was bloedvergieting. En dan sê hy in die volgende deel, op geregtigheid, maar kyk, geskreeu. Hoor nou stel hy dit in die Hebreëus, hy sê, hy het gewag op mishpat, op reg, hy het gekry mishpa, bloedvergieting. Hoor jy die woordspel, so naby en tog so ver. Hy het verwag tzedika, geregtigheid. Hy het gekry se'aka, 'n geskreeu. Nou kom dit nader, waar die Here na jou en my kom. En hy praat baie ernstig met sy volk hier. Hy het verwagtinge dat ons, sy kinders, reg sal leef voor hom. Maar as hy na ons harte kyk, is daar 'n diepe teleurstelling. Mense moet jouself mooi afvra, wat gaan hier aan en hoe raak dit my persoonlik? Wat ek raak sien en wat ek graag met u vandag deel is dit. Hierdie is waar op verskillende vlakke. Dis waar op 'n sekere vlak waar jy weet, daar is moetswillige sondes. Jy weet waar jy die Here teleurgestel het. Dit pla jou gewete. Want die Here sê deur sy woord en gees vir jou, hier het jy verkeerd opgetree. Hierdie was blaatant 'n leuen of blaatant 'n oneerlikheid of blaatant 'n liefdeloosheid. En jy weet dit. En dan is daar 'n verborge sonde waarvan Psalm 19 praat, waar jy nie eens bewus was nie. Jy kom eers later agter, maar daardie optrede, dit was dalk nie reg nie. Ek moes dit dalk nie gedoen het nie, ek moes dit eerder so hanteer. Ek het so reageer, en ek moes dalk eerder hierdie woord gespreek het. Dit sou dalk die wil van die Here gewees het, as ek hierdie besluit geneem het, nie uit selfsug of ander motiewe nie, my motiewe was dalk verkeerd in daardie situasie gewees. En dan wil ek vandag praat van 'n derde kategorie. En hierdie ding druk swaar op my hart. En dit is die reaksie van jou hart. Die reaksie van jou hart en jou optrede op die onreg en die tragedies in hierdie lewe. En dis 'n ontsaglike groot ding. Want hier kan ons baie keer 'n verskoning gebruik, om te sê, Here, maar kyk daardie provokasie, daardie man, daardie mens het my so hanteer, en dit was nie regverdig nie. En dan dink jy by jouself, so ek was geregverdig om ook liefdeloos te reageer, met geweld, met aggressie, met wat ook al, liefdeloosheid te reageer op my omstandighede. Ek was geregverdig om hierdie ding te doen, wat normaalweg ek sou weet buite die wil van die Here is, maar nou was dit 'n reaksie. En jy wil jouself regverdig om te sê, my reaksie is geregverdig, want ek het onreg beleef, ek het hartseer beleef, ek het tragedies beleef, ek het verliese beleef. So ek is geregverdig om nou in liefdeloosheid te leef, mense in liefdeloosheid te hanteer, reaktief te leef. En dis een ding wat die Here in hierdie gedeelte vir my aan die hart gryp om te sê, oppas. Dis nie hoekom die Here jou geplant het en versorg het en gesnoei het en nat gelei het. En dit is nie die vrugte. Hy proe die wrange, bitter vrugte van jou verbittering.
Dis nie hoekom die Here jou versorg het tot hier toe nie. Wat die Here verwag, is dat jy sal vlug na hom toe, nie weg van hom nie. Dat jy jou toevlug in die Here sal neem, nie in die strooihalms waarna jy gryp, of dit reaksies, of drank, of bitterheid, of wat dit ook al is in jou lewe, daarna sal gryp nie, maar na die Here se woord en sy waarheid sal gryp. Jou totale afhanklikheid opnuut vandag van die Here sal erken. Want dan kom die Here in hierdie gedeelte en hy beskryf die impak. Dit is onverstaanbaar dat die Here hierdie wingerd vir wie hy so lief is, die doringheine vers 5 sal wegneem. Dit wat hom beskerm het, van die Here nou weg. En dit het letterlik gebeur, Jesaja het dit beleef, Jeremia het dit beleef, hoe die Here sy volk in ballingskap laat wegvoer. Dit is verwoes, die muur is stikkend gebreek, die wingerd is vertrap, dit is 'n wildernis gemaak, dorings en distels het oorgebly van God se wingerd. Daar is gevolge van keuses. En om dieselfde analogie te gebruik van boerdery, sê die Here, dit wat jy saai, sal jy oes. Hy sê dit op 'n aangrypende manier, Galasiërs 6, vers 7 en 8. Dit wat die mens saai, sal jy oes. As jy afhanklikheid van die Here saai en toewyding aan die Here saai, dan kan jy verwag dat die oes God se genade en ontferming sal wees. Wanneer jy die bittergif van verbittering saai in jou lewe, dan kan jy verwag dat die wrange vrugte van bitterheid in jou lewe sal 'n werklikheid wees. Blaai saam met my nou na Johannes hoofstuk 15. Dat ons die Here Jesus se perspektief op Jesaja 5 kan vir onsself saamneem, want dit is ontsaglik belangrik. Hy sê, Johannes 15, ek lees van vers 1, die opskrif, die laaste onderwysing, die Here Jesus is in die bovertrek saam met sy disippels voor sy kruisiging, en hy praat met hulle by die laaste avondmaal, en hy gee vir hulle in Johannes 15 vers 1 hierdie woorde. Nou neem aan ag wat ons gelees het in Jesaja 5, hy sê hierdie woorde, ek is die ware wynstok, my Vader is die landbouer, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein, hierdie woord wat ek tot julle gespreek het, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat die Here Jesus hier vir sy disippels sê is, daar is 'n verwagting. Die Here werk in ons lewens. En die verwagting van die Here is dat ons vrug sal dra, en die implikasie daarvan is, die liefde wat hy in ons harte uitstort, Romeine 5 vers 5, moet oorvloei na mense toe. Want 'n normale menslike sondige reaksie is baie keer, wanneer daar aan my kant toe negatiewe insette kom, is daar 'n negatiewe reaksie. Die paradoksale reaksie van 'n kind van die Here, selfs wanneer daar negatiewe invloed na my kant toe kom, is dat ek in God se genade kan reageer met genade. Dis nie menslik normaal nie, dis genadewerk van God in my lewe. En nie en ek het dit nodig. Ons het dit ontsaglik nodig in die wêreld van liefdeloosheid en korrupsie waarin ons leef.
In die jaar wat voor ons lê, het ons dit ondringend en ontsaglik nodig, dat God se krag so in ons lewens sal werk, dat die hartseer en negatiewe en swaar wat na ons kant toe kom, dat my normale menslike reaksie nie die boottoon sal voer nie, maar God se genade werk in my lewe, sodat ek die vrug van God se liefde aan die mense om my kan dra. En ek moet weet, dis waar, sonder my kan julle niks doen nie. In ons jaarbeplanning, in ons dagboeke, in ons kalenders, in ons lewens, hou dit in die agterkop. Sonder my kan julle niks doen nie. Die teendeel is waar. Psalm 18 sê die psalmdigter, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Dis vir my so 'n motiverende gedeelte. Niks is onmoontlik met my God. Wanneer ek aan God se kant is, dan sien ek kans vir die jaar wat voor lê, sien ek kans vir die houe wat na my kant toe kom, sien ek kans vir die snoeiwerk, sien ek kans vir wat ook al oor my pad kom. Met my God is ek opgewonde oor die jaar wat voor lê. Met my God sien ek uit na die jaar wat voor my lê. En dis moontlik, want die ware wynstok het gekom. Die Here Jesus het na sy eiendom gekom, hy het mens geword, hy het die heining wat vertrap is, die wette wat vertrap is deur sy volk, het hy volmaak gehou. Hy is die een wat deur die vyandigheid van die nasies, van die verwerping, van die kruisiging, het hy oorwinning gebring. My gunsteling vir die vers vir die jaar is 1 Timoteus 1 vers 1. Die laaste woorde waar daar staan, Jesus Christus ons Here, ons hoop. Het jy hoop nodig? Het jy moed nodig vir die jaar wat voor lê? 1 Timoteus 1 vers 1, Jesus is ons hoop. Dis nie as ek hierdie ding kry, of as die Here voorspoed gee in dit, of as ek hierdie mylpaal bereik, of hierdie fondse, of hierdie krag, of gesondheid, of wat ook al. Dis 'n persoon, Jesus Christus, wat jou hand neem en saam met jou stap. Dis ons hoop. Hy is ons enigste hoop, hy is die Kersboodskap, die hoop wat gekom het, wat die skarlakenrooi van my sonde sneeu maak. Hy is die een wat eeue reeds voorspel is. Hy is die spruit van Isaai. Hy is die een wat uit die afgekapte stomp van Isaai die koningshuis van Dawid weer herstel het as die seun van Dawid, wat die intog in Jerusalem beleef het op 'n donkie en uiteindelik 'n nalatenskap daar gelaat het van die ewige lewe. Hy is die een wat in Jesaja 53 beskryf word as die lydende dienaar. Hierdie bloedvergieting was op hom aan die kruis. Hy is die een wat dit moontlik gemaak het, dat wanneer God nou na my kom, hy die geregtigheid van Jesus sien wat in my hart woon. Ek gee my lewe oor aan hom, my hart oor aan hom. Dis die verbintenis wat die Here vandag opnuut vra. Jy moet besef, jy is God se wingerd. Gee dit totaal oor aan hom. Gee jou hartseer, jou pyn, jou teleurstellings, jou woede, oor aan die Here. Wat ongeregtighede verbrysel, wat deurboor is vir ons oortredinge. Hy is die geregtigheid van God. Kom ons vat saam. Wat sê hierdie prentjie vir ons? Ons sien hierdie idilliese prentjie van God se verwagtinge, en ons besef, sonder die Here kan ek niks doen nie. Maar die implikasie is die Here Jesus, hy is die ware wynstok, en ek is in hom ingeplant. Ek kry my lewensasem, my liefde van hom. Hoe meer ek die woord van die Here bestudeer, meer besef ek wat vernietig moes word,
mag lewe. Nie omdat ek self dit waardig is, volgens enige standaard nie, maar omdat hy genadig is. Liefdes, onthou dit in hierdie Kerstyd. Onthou dit in jou beplanning. Sonder die Here Jesus kan jy niks doen nie. Maar met my God het ek hoop. Skep moed in die ware wynstok. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons harte breek as ons na hierdie prentjie kyk en ons besef, dis 'n foto van onsself. Ons besef, Here, elke liefdelose reaksie op dit wat aan ons lewens met ons gebeur, is 'n reaksie teen U. Ons tas U eer aan met elke gebaar van liefdeloosheid en haat wanneer ons die gebod oortree in reaksie op die onreg wat ons beleef en die seer. Here, U verdien dit nie. Maar ons doen dit. Vergewe ons, Here. Ontferm U oor die kinders en oor die knegte en wees ons genadig, Here. Ons het U so nodig. Here, stort opnuut in ons harte uit die liefde wat U beskryf in Romeine 5 vers 5. U wat met genadige oë na ons kyk, Here, skenk ons genadige oë. Wat na mekaar kyk, na ons geliefdes kyk, ons lewensmaats kyk, ons kinders kyk, ons ouers. Dankie, Here Jesus, vir hierdie lied, wat ons opnuut motiveer en inspireer en toerus. Wat ook al oor ons pad kom, dat ons volk dit kan hanteer soos 'n volk van God moet. Skenk ons 'n liefde wat bereid is om die moeite te doen en om 'n gelofte te betaal nie, maar om getrou te leef aan U. Die Here dat ons ook mekaar se hande sal vat en mekaar sal bemoedig en mekaar sal ondersteun en vir mekaar sal bid, vir mekaar daar sal wees. Help ons daarmee, ons vra dit in Jesus naam. Amen. U het geleentheid om die liefdesgawes te gee, ons slotsang, Gesang 100 daarna. Ons sing vers 1 en vers 5, laat my met U verenig lewe, U wat die ware wynstok is. U krag voortdurend my gegewe, behoed my van verderfenis. En wat daarop volg ook vers 5, Gesang 100. Laat my met U verenig lewe, U wat die ware wynstok is, U krag voortdurend my gegewe, behoed my van verderfenis, deurstroom besiel en seën my, sodat ek waarlik vrugbaar bly. Laat het weer dat ek nie skyn nie, U wat die ware wynstok is, wanneer U liefde my nie lei nie, is ek 'n loot wat vrugloos is. Gee dat ek altyd vrugbaar bly en U verheerlik word in my. Ek vra dat U na die uitspreek van die seën 'n oomblik bly sit. En ons herinner ons susters ook aan die vergadering, maar net vir ons bidstonde 'n oomblik sit na die seën. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede.
Aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.